Ons het laasweek, so kom ons doen gou so 'n bietjie hersiening. Jy weet waaroor ons praat. Ons reis op pad na die term wat die Bybel noem volmaaktheid, perfection. Dis ons einddoel. Dis waar ons gaan uitkom. Daar's baie ander name wat die Here daaraan gee. En ons het by verskillende dinge stilgestaan oor die tyd wat ons gesien het. En ons het veral gekyk na Dawid se manne en een van die of 3 van die goed wat ons nodig het om saam te stap om daar uit te kom. Jy sien, die Here het sy kerk so beskik en dis wat vanmôre so mooi uitgekom het hierso. Die onus om jou by daai punt uit te kry, het God in die hande van ouens gegee wat hy in die kerk gesit het. En dit verg dat ons aan mekaar moet submit en dat ons saam moet kan loop. Amen. So jy kan nie jou eie pad volg en sê ek gaan self daar uitkom nie. Dis 'n gesamentlike storie en om saam te loop met leierskap. Dis eintlik waaroor ons nou baie praat die laaste tyd. Om hierdie ding saam te doen, wil God hê dat die gemeente op paar moet kom, as ek dit so kan sê. As julle laasweek se woord kan onthou, dat ons saam die ding kan doen, dat daar nie, jy weet, daar is ouens wat voorloop, maar daar moenie 'n gap wees, 'n groot gaping. God wil ons almal op dieselfde bladsy, God wil ons almal bymekaar bring, dat ons saam werk aan hierdie ding. En 3 van die goed wat ons gesien het wat Dawid se manne gehad het, was nommer 1 geestelike waarneming, tweedens was eienaarskap, en derdens uithou vermoë. Geestelike waarneming, eienaarskap. Hulle het eerstens geestelike waarneming, het hulle gesien wat gaan aan in die land. Hulle kon geestelik waarneem en sê maar dinge is nie reg nie. OK, en dit wens ons vir elke ou, dat jy sal kan onderskei. Dat jy sal kan onderskei, dat jy sal sien, sal weet wat gaan aan. Jy weet, ek wil dit so sê, luister nou mooi. Alhoewel ek die woord bring en ek die geestelik lei, moet jy nie net alles soos 'n papegaai nadoen en net gevoer word nie. Jy het ook die Heilige Gees en jy moet kan onderskei wat gaan aan en wat gaan aan in die kerkewêreld. Dis woes daar buite, maar jy moet hierdie dinge verstaan en derhalwe moet jy kan insien en verstaan en seker maak dat jy op die regte plek is. Barry het vanmôre genoem. Hoe baie keer is daar wolwe in skaapklere wat rondloop? Paulus sê selfs vir die gemeente van Efese, as ek waai, gaan daar wrede wolwe inkom, en daar gaan selfs ouens uit julle uit opstaan, wat die ouens gaan mislei. En omdat die vlees altyd inkom, en so, ek het vanmôre hier gepraat, op die verhoog, wat 'n wonderlike plek kan die kerk van Jesus nie wees as hy reg werk nie. Maar daar's altyd vlees betrokke, daar's altyd die dinge van die mens wat kom, en daarom moet jy moet kan onderskei. Jy moet kan onderskei of die woord suiwer is ensovoorts. Tweedens, as dit so is, moet jy eienaarskap vat, dan moet jy sê, hierdie ding is my saak ook. Hierdie ding is nie net die pastoor se saak nie. Alhoewel God hom geroep het en daar gestel het om ons hier te lei, is hierdie ding my saak, soos Dawid se manne, wat gesê het, luister, hierdie lensie land, dis my saak hierdie. Ek gaan dit nie vir Dawid los nie, hy kan nie alles doen nie. Dis my saak hierdie. En ons het mooi goed gesien laasweek, waar die Here by Moses kom, en die Here sê vir Moses, kry vir jou 70 ouens, wat jy ken, en dan vat ek, luister mooi, nie wat jy ingestem het nie, wat jy ken, en dan vat ek van die gees wat op jou is. God sê nie, ek sal van my gees vat nie. Hy sê, ek vat van die gees wat op jou is. Wat obviously van God afkom, maar ek bedoel, die gees wat op jou is, om saam met jou hierdie ding te doen. So, daar moet ouens wees, wat eienaarskap vat. Jy weet, dit is interessant, daar kom 'n ouetjie na Moses toe, en hy sê, luister, daar's 2 manne, Abiram en wat sê aan een, wat profeteer in die laar, en gaan julle nie stop nie. En Moses sê, ag, as die hele volk tog maar wou profeteer.
Hoe lyk jy daai vir 'n hart? Dis wat God se hart is. As ons almal maar saam die ding kan vat en gryp. Die probleem is net baie keer wanneer ouens hierdie goed gryp wat ek laasweek vir u gesê het, dan raak hulle geestelik hoogmoedig of hulle raak jou oppositie. Hulle raak opinionated, hulle raak krities. Ek het dit gesien. Hoe meer geestelik jy raak, hoe meer nederig moet jy raak. Is dit reg so? Ja, skud jou kop so. Maar baie keer verskoon nou my woorde, maar ek wil hê jy moet verstaan wat ek bedoel. Baie keer wanneer lidmate aan die brand raak, dan dink hulle kan die pastoor sjant. Julle verstaan wat ek bedoel? Ek is nie om sjant word, die God het my hier gesit. Ek is hier om jou te lei, al is jy doerengaan by die Here, is nog steeds my job om jou te lei. En dis daai tipe goed wat ons uit God se huis moet verban. Ouens, ek kan jou name noem, as jy nie weet van wie ek praat, jy kom vra my. Ek kan jou name noem wat groot skade gedoen het, en vandag sit hulle by die huis. Sê gou by die huis. Sê vir jou langs jou by die huis. Jy moet nie by die huis land nie. Vandag sit hulle by die huis, want hulle het geestelik gegroei en toe groei hulle in hulle anti-in, waar everheen, maar in 'n geval. Vandag sit hulle by die huis en hulle beteken vir die kerk van Jesus Christus niks. Is dit wat ons wil hê? Nee. Hoe geesteliker jy raak, hoe nederiger moet jy raak. Ok, nou, soos het gepraat oor eienaarskap sterk, en toe het ons gesê, wat moet ons doen om eienaarskap, hoe vat ons eienaarskap? 3 dinge, slide 5, 3 dinge, hoe vat ons eienaarskap, wat moet ons doen om eienaarskap te vat? Het ons gesê, punt 1, you attract the glory, is moeilike goed hierdie om in Afrikaans te sê, maar maak dit maar jou eie Afrikaans. Nommer 1, jy moet 'n attraction word vir die heerlikheid van die Here, en ek gaan dit vanmôre met u behandel. Nommer 2, jy secure die woord en die visie van die leier. You cannot work the land if you do not have the vision of the leader. Dit reg so, ek gaan vir u nog baie goed van hierdie deurgee. Jy kan nie hierdie ding saam doen as jy nie, daar kan net een visie wees. Julle hoor wat ek wil sê. Daar kan net een visie en een opdrag wees. En jy moet dit vang, anders gaan jy opponerend raak, jy gaan krities raak. Jy weet, mense is interessante goed, en 'n groepsdinamika is 'n fenominale ding. Dis 'n fenominale ding. Ek het al gehoor, die ouens sê met baie keer van hierdie optogte en hierdie, wat is dit deesdae, protest, alles is mos protest. Julle ken die vakbond vastrap, né? Ken jy? O, heerlikheid, is julle wakker. Gerard, ken jy die vakbond vastrap? Ja. Alles is mos, julle ken mos boere musiek, né? Alles is mos 'n vastrap. En toe sê hulle hierdie getooi-toiere in die straat is die vakbond vastrap. OK. Ek dink is baie humoristies, maar in elk geval, hulle sê dan is daai duisende, daai ouens is in opstand en hulle wil net vermoor en dis nag, dan kom daar een so klein ouetjie. Hy's skraler as Celeste. Ek maak sommer 'n grap, Celeste. So 'n klein mannetjie. En as hy praat, dan luister almal net so. Dan gaan hulle huis toe. Dan is hulle fight uit hulle uit. Net so. Wat is dit? Dis autoriteit. Dis wat autoriteit doen. So, jy moet, you have to catch the vision of the leader if you want to work the land. En die woord wat God vir die leier gegee het. Ons kan nie 2 woorde in 2 rigtings en 2 inputs hê nie. Nommer 3, you catch the spirit of the leader, né? OK, nou die eerste een. Jy attract die glory. Sorry nou vir al die Afrikaans, maar ek het net nie beter woorde daarvoor. You attract the glory. Nou kom ons wy bietjie op dit uit. As jy saam wil loop in die ding, saam wil werk, saam met leierskap wil loop, dan doen jy iets om te help
dat daar verandering en vooruitgang kom. Né? Jy self word 'n punt van kontak tussen hemel en aarde. Ek sal dit bietjie later miskien verduidelik. Jy sorg dat die Here jou nie kan mis nie. Met ander woorde, daar's iets wat ek en jy moet doen. Sê gou moet doen. Daar's iets wat ek en jy moet doen. Luister nou mooi, ek wil jy moet my gedagtegang baie mooi volg. Ek wil jou by 'n plek uitbring. Daar's iets wat ek en jy moet doen. As ons saam hierdie ding wil doen en saam wil beweeg en saam wil werk, dan moet elkeen van ons sê, ek self gaan 'n punt wees en so lewe of wat ook al, ek gaan nou verduidelik, dat God se heerlikheid my nie kan verbygaan nie. Noem dit nou maar heerlikheid, daar's by gebrek aan meer woorde, maar ek gaan dit nou verduidelik. Die gebed wat ons wat ons altyd leer is, soos in die hemel, so ook op die aarde. So ook op die aarde. Nou, eintlik moet ons ook sê, soos in die hemel, so ook in my hart. Is dit reg? Soos in die hemel, so daarom het ek hy liedjie vir Ella John nou. Toe hy nagmaal uitgegee het. Oh, heaven is what? In my heart. Heaven is in my heart. Met ander woorde, die dinge van die Gees, ek gaan my nou 'n bietjie vooruitloop, luister na hierdie stelling, die dinge van die Gees wil van binne af werk. Van binne af werk, is baie, baie belangrik. Wil van binne af werk. Heaven must be in my heart. Nie net op die aarde nie, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook in my hart. Dis eintlik die uitvloeisel van daai gebed. In my lewe, dit moet eerste dag gebeur. OK. Nou, hoekom sê ek al hierdie goed? Waarheen is ek op pad? Luister mooi, baie mense wag vir herlewing en hulle wag vir die Gees om op hulle te kom of oor hulle te kom of oor hulle vaardig te word. Herken julle daai terme? Nou dis Ou Testamentiese terme. Ek wag vir die Gees om oor my te kom. Ek sit en dink gisteraand daaraan, toe ek besig is met die woord. Ek het al, luister net gou mooi, dis eintlik funny, ek smile oor die goed. Want ons kom uit 'n seisoen uit van Pinkster. En nou moet ons goed wat, dis nie dat ons nou ander goed leer nie, ons moet goed wat verkeerd gegroei het, moet ons nou regmaak. Julle hoor wat ek wil sê, en daar's baie goed wat mense glo, en gesegdes se goed wat ons het, al hierdie goed, wat verkeerd is, wat ons nou in ons mindset moet regmaak. Nou, in 'n Pinksterseisoen het dit baie gegaan oor die Heilige Gees, en die werking van die Heilige Gees, en die gawes, en al hierdie goed. Daar's niks meer met dit fout nie, maar tesame met dit, het ons sekere denkwyses gevestig. Met ander woorde, die Bybel sê in die Ou Testament, die Gees van God het oor hom vaardig geword. Het jy dit al gelees? Baie keer, die Gees van God het oor hom vaardig geword. Samson, en dan loop hy met 'n stad se poorte weg, en die Gees het oor die ou vaardig geword, die Gees dit, die Gees het op hom gekom, en die Gees het geval, en al hierdie goed. En dan maak ons dit ons praatwyse en ons denkwyse, en dis die goed wat ons glo vandag nog, terwyl ons nie besef nie, ons dien die Here op 'n nuwe en lewende weg. Op 'n nuwe en lewende weg, ons dien die Here, die voorwaarde nou is, dien hom in gees en in waarheid. Dis 'n verskywing van die oue af. Nou moet ek my denkwyse en my werkswyse daarbey aanpas. Nou hoor ek ouens sê baie keer, ou broer, ek sal voor die Here dans, maar dan moet die Gees oor my kom. Die Gees, as die Gees nie oor my kom nie, dan sal die Gees oor my kom. Nou ek is nou nie op 'n trip nie, asseblief, maar ek wil net vir u sê wys hoe mense. Die Bybel sê Dawid het voor die ark gedans met al sy mag. Hy het voor die ark gedans en voor die Here gedans, bloot omdat hy God lief gehad het. Julle hoor wat ek sê.
Maar ons het hierdie ding, ons het hierdie geestelike ding van Pinkster afgeërf, waar die Gees moet oor my kom. Ek sal niks doen as die Gees nie oor my kom nie. Luister, die Gees wil nie oor jou kom nie, die Gees wil van binne af werk. Maar daarin het ek en jy 'n aandeel. Ok, nou weet julle min of meer waar ek op pad is. Ons moet onderskei. Kom ek sê liewer so, in die Nuwe Testament, na Pinksterdag, leef ons volgens ander beginsels. Daar was 'n verandering gewees van wet, daar was 'n verandering van baie dinge, en daarom moet ons nou ons teaching en ons goed en ons denkwyse aanpas, en ek gaan van die goed met u hanteer vanoggend. Hier's die crux, ons moet onderskei, luister, ons moet onderskei tussen 'n uitwendige en 'n inwendige stimulus. 'n Uitwendige en 'n inwendige. Pinkster het ons geleer, jy reageer en jy leef op 'n uitwendige stimulus. Die Gees moet oor jou kom. Die Gees moet oor jou kom, dan sal jy die ding doen, dan sal die dinge gebeur. En nou sit baie mense passief, want die Gees kom nooit oor hom nie. Hy gaan so hemel toe gaan, dan die Gees nog nie oor hom gekom nie. Want dis nie hoe God nou werk nie. Ok, kom ons kyk hoe gaan hy werk. Ons moet onderskei tussen 'n uitwendige en 'n inwendige stimulus. Onthou nou, ons praat van attracting the glory. Paulus sê, hoe stel hy hierdie ding? Paulus sê vir Timoteus, hy sê, stir up the gift that is, wat? Stir up the gift that is in you. Met ander woorde, die ding is klaar in my en jou. Die Gees van die Here woon in ons. Maar my en jou verantwoordelikheid is, jy moet hom stir. Ek gaan vir julle verduidelik wat ek bedoel. Jy moet hom stir. You must become an attraction for the glory. Jy moet iets doen, jy moet lewe kry. Tweede Timoteus 1 vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is. Ok, nou dan sê hy deur die oplegging van, ek gaan nou daai stuk los, ok, as ek nou anders vertalings hanteer, dan ons weet nou wat sê hy, hoe dit daar gekom en al die goed, dis nie my punt vanmôre nie, so ek gaan net tot by hierdie wat in jou is. Kom ons lees dit weer. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is. Aan te wakker. Aan te wakker. Jy moet iets doen. Die ding is daar. Maar jy moet nog, en ek gaan, yes, this is so exciting, maar okay. Die Amplified sê, that is why I would remind you to stir up, en nou is hier, dan gee hy nog 'n hakies en ek het nog van die ander vertalings so goed bygesit. Die ander woord is rekindle the embers. Ken jy dit? Rekindle the embers. As die vuur nog nie dood is nie, dan blaas jy oor hom. Dan wys die kole weer hulle rooi, dan kan jy weer die skaapchoppie opsit. Is dit reg so? Rekindle, dis wat jy moet hom doen. Hy's binne, maar jy moet oor hom blaas. Die ander een sê, fan the flame. Fan the flame. Julle ken dit, né? Kan julle onthou, ek weet nie of jy die goed nog kry nie, jy het so 'n klein dingetjie gekry, dan draai jy hom so as jy die vuur wil. Ken jy daai ding? Jy gaan so deur 3 van hulle op 'n braai. Dit is die stupidste ding wat ek in my lewe gesien het. Hy kan nie die punch handle nie. Hy het so 'n klein motortjie laat as jy hom as 'n boer hom ordentlik draai, dan sy gone, dan hy's vir 'n klein ouetjie miskien wat so staan. Weet nie hoe jy dan 'n vuur gaan kry nie. Miskien vir 'n ja, okay, kom ons los dit daar. Maar as 'n ordentlike ou hom draai, dan gaan jy so deur 3 of 4 van hulle op 'n braai. Maar dis om te rekindle, to fan,
om lewe te blaas, om die vlamme aan te kry. Die Here wil ons warm hê. God wil ons aan die brand hê, om dan nou my ou taal te gebruik. God wil ons aan die brand hê, maar jy moet hom stir en jy moet hom blaas. Hoekom wil jy wag vir herlewing om dit te doen? En na herlewing is dit 2, 3, 4 weke of 2 maande, dan is alles ook weer gone. Ek gaan jou nou wys, die Bybel sê, elke dag word ons innerlik vernuwe. Ons het 'n baie beter lewe in die Nuwe Testament as revival. Maar mense is verkeerd geleer en hulle bly bid vir revival. Your inner man must be renewed daily. And for that you need the Holy Spirit. Wat kyk julle my so? Okay. And keep burning. And keep burning. Of in hakies, keep alive. Of keep ablaze. The gracious gift of God. Kyk hierso, the inner fire. Wow, the inner fire. Jy moet aan die brand wees, maar dit is 'n inner fire. En jy moet hom aan die gang hou en as hy saggies raak, dan moet jy hom weer fan en hom blaas. Die BBE sê, let that grace of God which is in you have living power. Let that grace which is in you have living power. En die feit dat hy sê let beteken jy is die hekkie. Dis nie God nie, dis ek en jy. Let, laat dit dan doen dit so. Let that grace which is in you have living power. Die Philip sê, stir up that inner fire which God gave you. Luister. Luister vir uister. Ek glo, een van die goed wat die Heilige Gees bring is, hy bring vuur. Hy bring vuur. En ek het gelike, ek het eers 'n ouer preek, hy sê, I was born in the fire, I can't live in the smoke. I was born in the fire, I can't live in the smoke. Sommige ouens sê hulle die fire, maar hulle leef nog in die smoke hulle hele lewe. En dan rook die duiwel hulle ook nog. Maar in elk geval, I can't live in the smoke. God, die Heilige Gees, bring 'n fire. Maar die fire word my en jou verantwoordelikheid. Hoor julle wat ek sê? Dit word my en jou verantwoordelikheid. Nou goed. Kom ons vra nou die vraag. Wys gou vir my punt 2 asseblief daar op die bord. Hoe wakker jy dit aan? Hoe stuur jy dit op? Nou dis belangrik. Ouens, sê gou vir die ou langs jou, dis belangrik. Jy moet nou mooi luister. Hoe kry jy dit reg? Want as jy dit nie doen nie, gaan jy terug verval in die denkwyse van die Gees moet eers oor my kom. Luister, die Heilige Gees is beskikbaar. Hy's beskikbaar. Maar ons het ek gaan nou by die radio kom. Ons het die verantwoordelikheid om hierdie goed in ons lewe te bewerk. Okay. Hoe doen jy dit? Hoe stuur jy hom op? Luister gou hierna. Jy kry jouself meer attent, whatever die Afrikaans daarvoor is, op die teenwoordigheid, die stem en die inwerking van die Here en van sy Gees. Okay, met ander woorde, dit is iets soos my en jou toewyding. Okay, maar ek gaan dit nou verduidelik. Om dit te doen is 'n lewenslange proses en jy sal jou lewe moet toemaak. Sekere dinge in jou lewe moet toemaak. Daar's daai deel ook, daar's die deel van die siel wat jy mee gaan moet deel. Jy sal jou ore en jou oë moet toemaak vir sekere dinge wat jou hitte gaan wegvat. Hallo, praat ek waar?
Sekere dinge kom om jou hitte te steel. En as jy nie die deure en die vensters se goed daarvoor toemaak nie, gaan jy dit verloor na 'n tyd. Jy sal ook moet leer om jou siel reg te hanteer en die regte plek daarvoor te gee. En dis so 'n wye veld. Ons het nou met ons leiers nou die aand en ek praat baie met Jacques oor hierdie goed en so. Dis so 'n geweldige area. En baie kere is dit die dinge van die siel en julle sal nog hoor, hy sal nog 'n bietjie chat oor die goed. Dis baie keer die dinge van die siel wat keer dat ons op hierdie plekke kan kom. En baie keer weet mense nie, ek het noem dit nou maar 'n strangel, dis nie 'n lelike woord nie. Ek het op 'n manier hier gekom en ek moet hierdie dinge reverse. En so jy moet met die goed en jou siel in hierdie goed moet jy besig raak. Luister mooi. Dan is daar ook goed soos. Nou hierdie is interessant. As ek nou wil, if I want to attract the glory, nou ek wil hierdie dinge hê en ek wil dit moet in my lewe manifesteer. Dan moet ek ook na dinge kyk soos ek moet distractions uit my lewe uithaal. En wanneer ek met die Here wil besig raak, dan moet ek sekere dinge soos my aandag, my konsentrasie, herhaling. Dis eenvoudige goed, maar omdat ons nie met dit deel nie, is daar die hele tyd distractions in ons lewe en dan raak ons naderhand geestelik oud. Net 'n voorbeeld, dis nou 'n baie stupid voorbeeld, maar wat ek wil sê is dit. Hoekom maak ons oë toe om te bid, wanneer ons bid? Ek sien sommige ouens hou hulle oë oop, en so, ek het nie 'n saak daarmee nie, die Bybel sê eintlik jy moet waak en bid. Met my broer in die huis, die een net ouer as ek, as my pa bid vir die kos, moes jy waak en bid. Want as hy klaar gebid het, is jou kos al goed weg. Of die goed wat hy nie van hou nie, het jy bygekry. maar hoekom doen jy dit? Dis bloot net om jou te laat kan konsentreer. Julle verstaan wat ek bedoel? Om jou aandag te vestig. Ons is nou in die wêreld vandag 'n groot ding met ADHD. Nou ek dink die grootste ADHD is in die kerk. Jy weet, aandagafleibaarheid. Is in die maar in 'n geval. Jy doen hierdie tipe goed. Ouens, jy doen hierdie goed sodat jy die bewustheid van die presence en die gees van die Here kan behou. Dit kan behou. Dis maniere hoe jy jouself moet leer. En ek sê nie om jou oë toe maak nie, maar ek wil vir jou sê, as daar gebid word en jou oë is oop, gaan jy baie maklik afgelei word, makliker as wat jy jou oë toe maak. Verseker, dis net maniere, dis net sekere goed wat ek die groter waarheid vir u wil bring. Met ander woorde, die groter waarheid is, ek moet leer, I must learn to stir up the gift, en as sekere goed, wat ek om dit te kan doen, moet ek ook sekere goed sluit en toemaak. Plekke waar die glory kan lek, en waar ek hitte kan verloor. Nou ek maak nou miskien nie nou vir jou baie sin nie, maar miskien sal dit op die einde. Met ander woorde, luister, ek en jy moet dus onsself warm hou, deur die dinge van die Gees te beoefen. Deur die dinge van die Gees te beoefen. Weet jy wat is vir my mooi in die Bybel? Jy lees dit baie keer, wanneer mense by mekaar gekom het. Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het geprofeteer. Het jy dit al gehoor? Gelees? Hulle het geprofeteer. As hulle by mekaar gekom het, dan het hulle geprofeteer. Amazing, jy lees in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Nou jy kan nou gaan ontleed wat is profeteer en al daai goed daar. Ek het nie nou tyd om daarby stil te staan. Ek noem dit net as 'n voorbeeld. Met ander woorde, dis nie net om te deel met die siel nie, alhoewel dit 'n groot deel is. Maar is ook 'n permanente instelling. Luister, of 'n fine tuning, sê gou fine tuning van jou gees om geestelik waar te neem wat wil die Heilige Gees doen of sê.
Dis 'n fine tuning van jou gees. Ons het baie keer en uit Pinkster kom die goed soos ons het vir iemand gesê, man, jy's nou in die vlees. Ken julle dit? Jy's nou sommer in die vlees. En so dan bedoel ons eintlik daarby jou aandag en jou ingesteldheid is nie nou by die dinge van die gees nie. Soos die woord dit sê, jy bedink ander dinge. En so aan. En dan sal iemand in 'n geestelike environment waar die ouens nou praat oor die Here en nou, jy weet, en so aan, sal iemand nou byvoorbeeld en dan voel jy daar tap dit sommer die heerlikheid van die Here. Julle verstaan wat ek bedoel die goed, né? Dis hoe sensitief die Heilige Gees is. Met ander woorde, toe attract the glory, moet ek na hierdie dinge in my lewe kyk. Moet ek na hierdie dinge in my lewe kyk. Bewaak dit, bewaak jou hart. Ok, ek hoop ek kan nou, soos ek gaan, nog van hierdie goed verduidelik. Punt nommer 3, en ek het juist hierdie punt daar gesit, die innerlike werking teenoor uiterlike stimulus. Deur te sê, die Gees moet eers oor my kom. Maar die Bybel sê, die Gees woon in my, ek moet hom aanwakker. Nou kom ons gaan kyk na hierdie verskil. En die prentjie vir my is die prentjie van 'n radio. As jy die idee daarvan wil vang, 'n radio. Nou ek het nou met Jakobus nou voor die diens gou gesels. Hy's 'n ou wat radio's en lang goed opvang van Rusland af en al daai tipe goed. Hy's nou 'n ou wat met daai goed speel. Toe sê ek vir hom, as ek nou iets praat wat nie die waarheid is, moet jy my maar reg help. Maar kry dit die prentjie van 'n radio. Weet jy wat? In hierdie kamer is daar golwe. Daar's golwe van baie radiostasies van oor die hele wêreld. Ek het hom gevra, kan jy oor die hele wêreld opvang? Toe sê hy, ja, dit hang af hoe sterk jou equipment is en so voort. Die golwe is hier, dis nie die probleem nie. Die golwe is hier, maar die opvanger is die probleem. Ok, met ander woorde, hier's golwe van Rusland. Putin. Put out, Putin. Daar's golwe van enige plek is hier. Maar as jy 'n opvanger het, nou ok, nou gaan haal ek 'n radio miskien uit my kantoor uit. Nou sit ons hom hierso. Nou wat gaan hy opvang? Hy gaan opvang wat ek hom op intune. Julle hoor wat ek wil sê. Ek kan nie Afrikaanse radio verwag, maar ek tune hom op Engels nie. Hy gaan net vir my gee, hy gaan die golwe weerspieël, whatever jy dit noem, uitsaai na my toe, wat ek hom stel wat hy moet hanteer. Hy kan dalk die hele wêreld opvang, maar ek stel hom vir een ding wat ek soek. Julle verstaan? En ek en jy is baie keer soos daai radio. God wil hê, ons moet die Gees kan hoor. En ons moet die Gees wat in ons woon, ons moet aan hom respond. En ons moet vir hom respond, maar ons vang baie keer soveel ander goed op, omdat ons onsself oopmaak daarvoor. Jy weet, ons tuner loop die hele dag rond, en dit moet nie so wees nie. Ons moet leer om ingestel te wees op die Heilige Gees. Jy kan die radio op die vloer neersit, en oral om hom is klankgolwe, maar hy gaan vir jou gee, wat jy hom opstel, wat jy hom tune. Dis hoekom ek sê, hierdie is 'n fine tuning van ons gees. Dis absoluut wat dit is. Ek en jy moet soos God se radio lewe hier op aarde, en my antenna moet die hele tyd op search wees vir dit wat van hom afkom. Ok, dis 'n baie praktiese prentjie. Dit help jou, of so help jy jou gees om te doen volgens hoe jy hier optree en doen en die Here dien en aanbid en jou mind renew, né? Jy oefen jou gees daarin, oefen jou in die godsaligheid.
Dis alles dinge wat van my en jou kant af moet kom, en na mate jy dit doen en deurdruk, sal die Gees op jou kom. Luister, hier is ek nou by die kruks. Na mate jy die dinge doen, sal jy die ervaring hê wat ons genoem het, die Gees sal op jou kom. Maar het sal van binne af kom. Hoor julle wat ek sê? You will start feeling the glory rising. Na mate jy deurdruk en hierdie goed doen, sal dit van binne af deur jou werksaam word. Na mate, luister mooi, ek wil hê julle moet mooi verstaan. Daarom gee ek nou miskien baie voorbeelde goed, want jy moet die prentjie vir jouself bymekaar sit. Een pastoor het lank terug gesê, hulle het hom gevra oor gebed en al die goed. Toe sê hy, nou haal hy 'n skrif aan van Paulus, maar hy verdraai dit, grapperig, maar net om die waarheid te illustreer. Hy sê, soms wanneer jy in gebed is, of met die Here regtig wil deurbreek, as jy nou so, daai woord wil gebruik, moet jy in die vlees begin, om in die Gees te eindig. Julle verstaan wat ek bedoel? Met ander woorde, jy gaan nie in jou binnekamer kom en die Gees kom oor jou en daar is dit nie. Not a will, dit gaan nie so werk. Is dit reg, Magda, praat ek reg? Jy moet kom en jouself toewy voor die Here en jy moet baie keer praat en bid en whatever, terwyl jy nie soveel voel nie. Want ons gaan maar so baie keer op gevoel, né? Jy voel nie soveel nie. Maar jy hou aan soos 'n masjien wat grind en dan ewe skielik, een of ander tyd, dan skop jou turbo in. Wow, dan kan jy die hele nag deurbid. Is dit reg so? Dis feite. Verstaan julle hoe die goed werk? Verstaan julle hoe siel en gees werk? Nou kom mense en sê daai ek wil amper sê klakkeloos, wat is die woord? Daai meganiese, daar's 'n mooi woord. Daai meganiese ding. Nou sê hulle ja, jy traai iets opwek. Jy's in die vlees. Jy is wat het hulle altyd gesê? Daar was iets wat hulle daarvoor gesê het. Maar jy traai nou goed suggereer. Luister, die feit is, jy moet in die vlees begin as jy in die gees wil eindig. Sometimes you have to just do it until the glory comes. En wat ons nie besef nie, is daai glory kom nie van bo af nie, hy kom van binne af. Maar hy connect met die glory van bo af. Hy's hier, maar ek moet hom opstuur. En hoe minder ek hom opstuur, hoe stiller raak hy. Oor tyd. Daarom vra ek vir jou, vra dit baie Sondag, as ons sing en ons aanbid die Here, kry lewe. Hoekom? Ek wil hê jy moet daai ding stuur. Weet jy hoe mooi is dit? Ek het baie geestelike musiek. Ek gaan nog vir julle 'n typie maak. Ek het baie gemeentesang en sulke tipe goed. En as dit vir my so mooi, as ouens, byvoorbeeld as hulle sing en hulle is regtig, hulle voel regtig inspired, en dan maak hulle die song klaar, dan sing hulle in tale. Het julle dit al gehoor? Ek gaan 'n typie maak met al daai goed waar hulle so in tale sing en so, en ek gaan vir jou gee. Laat dit jou kan bless, laat jy kan lief raak daarvoor. Dan kom ek in Juda en as die song klaar is, die song klaar. Dan verlang ek, dan sê ek, Here, kan ons nie daai glory terugkry nie. But it's going to come from the inside. As jy nie dit doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Hoor julle my ouens, steek gou jou hand op en sê, pastoor, ek hoor jou. Ek hoor jou, ek het nog niks aan gedoen nie, maar ek hoor jou. Jy raas elke Sondag, maar ek hoor jou. Ek verlang na dit. Wow, daar's min goed so geseënd.
as wanneer 'n gemeente saam aanbid en daar's heerlikheid. Daar's glorie. Maar die rede is, ons verwagting is verkeerd. Ons verwag, die glorie moet op ons val. Hy gaan nie op jou val nie, jy gaan hom moet ster. Jy sien, dis hoekom ons praat van walking with leadership. Dis hierdie goed wat ek soek. Dis hierdie goed wat ek soek. En as jy dit nie in jou binneste soek nie, dan gaan jy sê, daai pastoor is net 'n raasbek. Hy raas net heeltyd en hy's te loud en hy's te die en hy's te daai en hy's te daai. Het al baie ouens my dit gesê, baie ouens het al gewaai. Hulle sê jy raas te veel. Ek het nie 'n saak nie, want ek ster. Amen. Ek ster. We've got a speaking spirit. Hoor hierso, man. Ek kyk uit vir die dag wat ons almal, wat ons so deurbreek, né, en wat die vlam so in ons opstaan, laat ons nie eers weet waar ons is nie. Dit kan ook maar kom. Maar jy gaan beyond jouself moet kom om daar te kom. Want as jy nog reserved is, dan sê jy nee, pastoor, dis nie vir my nie. Ek is nie daai soort ou nie. Het gaan 'n sacrifice vat. Die golf of die inhoud, soos nog by die radio, kom van buite af, maar hy moet van binne af opgevang en weergegee of uitgesaai word. Met ander woorde, die radio self, hoor hierdie woord, die radio self is die interface wat daai werk moet doen. Die radio self is die interface wat daai golf moet vang en hom weergee in 'n verstaanbare manier. En soos ek en jy die interface, let it be as in heaven, let it be on the earth. But first it must be heaven in my heart. Dit kan nie net gedoen word deur uiterlike stimulus nie. Dan is ons terug by die Ou Testament. Hoor julle wat ek sê? Ons dien God op 'n nuwe en lewende weg. Ons dien God in gees en waarheid. Ons dien God nie in die oudheid van die letter nie, ons dien hom in die nuwigheid van die gees. Dis 'n nuwe bedeling. As ons daai tipe glorie soek, is ons terug by die Ou Testament. En ek wil vir jou sê, as daai tipe glorie moet terugkom in soos in die Ou Testament, gaan daar 'n paar ouens agterbly hierso en hulle gaan daai heerlikheid het ouens doodgeslaan, my maat. Wat Barry vanmôre van gepraat het, jy het nie met daai goed weggekom in daai glorie nie. In daai heerlikheid het jy nie nonsens in jou lewe gehad en gedink jy kan daarmee wegkom en die Here het jou uitgesort. En jy sien nou sê hy nou praat hy in 2 Korintiërs 3 van Moses in die gesig wat skyn en hy sê we are moving from one degree of glory to another. Ons is besig met 'n beter heerlikheid as daai tyd, maar ons het meer twak in ons lewens. Hoe verwag ons die Here moet homself openbaar? Die verskil was, ek sê nou, anders is ons terug by die Ou Testament, die verskil was, luister, die fenominale verskil was, dat hy die hart van klip sal uithaal en ons 'n hart van vlees sal gee. Dat hy in ons binneste 'n nuwe gees sal gee. So die dinge wat van binne af moet gebeur, kom deurdat jy dit aanwakker en opwek. Jy weet, ek wil vir julle 'n interessante ding vertel. Praat van hierdie goed, en ek weet daar's baie ouens wat vra het oor die doping met die Heilige Gees en al die goed. My pa het my vertel, hy is 17 jaar oud gewees, toe kom hy tot bekering.
en hy het die Here lief gehad en hy het God gedien en hy was so heavy aan die brand, maar hy soek die vervulling met die Heilige Gees. Hy sê en hy's eenslag, is hy saam met sy pa in die werkswinkel of iets, ek weet nie wat nie, en hy die hele tyd met die Here besig. He stirred up what there was, toe nog. Jy weet, hy is die hele tyd met die Here besig en hy soek die doping met die Heilige Gees. Hy sê, en daar kom sekere klanke by hom. Sekere klanke kom in sy gedagtes. En hy sit dit agter hom, hy sê, dis die duiwel. En 4 jaar later, toe hulle in 'n diens opset of iets saam, en die Here doop hom met die Heilige Gees, hy sê, die klanke wat hy maak, was presies dieselfde as 4 jaar terug. He could have had it 4 years ago. Julle verstaan hoe die goed werk. God soek my tong, God soek my mind, God soek alles van my, to stir up, sodat die heerlikheid van die Here my deel kan word. Soms gaan jy moet begin deur jou hande op te steek. En hoe baie ouens is daar wat sê, ek lig nie my hande nie, ek is 'n koevert, of 'n introvert, of 'n een of ander koevert. Of hulle hande kom nie verby hulle mind nie, hy kom net tot hier. Dis nie goed waarmee ons sukkel, ouens. Dis nie goed waarmee ons sukkel, sorry, maar dit is so. Want ons wil God dien met ons persoonlikheid. En God sê, jy moet verby jou persoonlikheid druk om in my heerlikheid te kom. Ek hoop hierdie woord sny vanmôre. Want ek wil graag hê, hy moet jou gedagtes sny. Hy moet skerper as 'n tweesnydende swaard wees. En vanmôre die skeiding tussen siel en gees maak, dat jy kan sien, dat ons kan sien, hoekom het ons nie, wat ons graag wil hê nie. En ek praat nie van karre en huise en geld en al daai goed nie, ek praat van die heerlikheid. Daar is hulpmiddels soos die woord, baie ander goed. Maar dit het weer eens te doen met hoe jy jouself afsonder en toewy. Gee vir hierdie ding. Ek sluit gou af met 'n paar skrifte. 2 Korintiërs 4 vers 16, ons is amper klaar. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Watter mens? Waar sit hy? So as jy op paar wil wees met die Here en op dieselfde bladsy en saam wil loop, kan jou innerlike mens nie 2 maande terug wees nie. Weet julle wat ek sê? En luister nou mooi, jy kan nou maar sê ek is wat ook al jy my wil noem. Maar die grootste ding wat hierdie goed van ons steel is die media. Media, televisie. Hierdie tipe goed. Dis hoekom ek sê, jy sal moet iets doen en jy sal moet ander goed toemaak. Efesiërs 4, maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Sê gou vernuwe. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Kolossense 3, maak dood aan julle lede wat op die aarde is. Al daai goed waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle dit ook alles aflê, naamlik al daai goed saam. Vers 9, lieg nie vir mekaar nie. Vers 10,
9, omdat julle ou mens met sy werke afgelê het. Vers 10, en julle jul met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. In my het ek 'n nuwe mens, en sy eienskap is, hy moet renew word. As jou foon oud geraak het, wat doen hy? Wat doen jy? Jy update. Is dit reg? Sê gou update. Ja, jy update. Sommige ouens slaap al, hulle kan nie update nie. Jy update. Jy update, jy het 'n nuwe mens in jou, hy moet vernuwe word. Waardeur word hy vernuwe? Waardeur word jou foon geupdate? Deur die internet. Goed wat na hom toe kom. Hierdie gees, hierdie nuwe mens in jou, hierdie nuwe gees, hy moet update word. Waardeur word hy update? Deur die Heilige Gees. En hoe doen ek dit? Deur hom te stuur. Hy word nie ge-update deurdat ek in die straat loop en net aan die Here dink nie. Hy word ge-update deurdat ek hom stuur. Wow, man. Christianity is not just a year or a whatever, it's a do thing. It's a do thing. Dis hoe ek bybly. Dis hoe ek bybly. My broer was in die mediese beroep en toe hy aftree die dag, as hy sy lisensie wil behou, dan moet hy klasse op die internet en op die kyk YouTube en ek weet nie wat alles nie. Hy moet goed doen. Ek weet nie of hulle nog eksamen moet skryf ook of wat ook al nie, maar hy moet aktief, daar's 'n aktiewe lewe, amper sê ek nou na die dood. Aktiewe lewe na sy beroep. Wat hy moet hou, dinge sodat hy sy lisensie kan behou en as hy benodig word, dat hy nog iets kan doen. Kan praktiseer in 'n sin, as hy mense moet help of as hy 'n oorlog moet gaan help of wat ook al. Maar hy moet bybly, hy moet die hele tyd update word. Ek en jy sit met 'n nuwe mens, maar ons laat hom 'n week, 2 weke, 4 weke, 'n jaar oud word. Hy moet update word. Laaste in Hebreërs 10. Terwyl ons dan broeders en susters vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Sê vir my, is daai goed so? Is dit waar? Is dit waar? OK, kyk vers 22. Wat moet ons dan doen? Laat ons toetree. Let's go in. Let's go in. Jy sien, dis nie 'n keusevraag nie. Laat ons toetree, daar's iets wat ons moet doen. Met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gaan gereinig van slegte wete en die liggaam gewas met rein water. Wat sê 2 goed wat hy noem? Die hart en die liggaam. Dis die 2 goed waarmee jy toetree, maar hulle moet skoon wees. Hulle moet gewas wees. Jy het hulle nodig om in te gaan. Terwyl ek nou daar is, dis interessant dat Hebreërs gebruik die prentjies van die Ou Testament soos toetree. Jy sien, die Ou Testamentiese prentjie was I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. Julle ken die liedjie, né? I will say this is the day that the Lord has made. Met ander woorde, jy gaan in deur jy gaan in die buitehof, daar's was al die goed, wat sê ander goed, sy courts en so aan, en dan kom jy tot binne. Hulle daai pad gehad om toe te tree. In die Nuwe Testament is dit anders. Ek en jy moet leef vanuit die allerheiligste. Dis die nuwe mens wat dag na dag vernuwe word. Dis van waaruit ons leef. Ons sit in hemelse plekke. Ons leef vanuit hierdie goed. Ek hoef nie meer toe te tree nie.
Ek hoef nie meer as jy hier in te kom vir jou vinnige koortjies te sing om jou aandag te kry en dan sing ek medium koortjies om jou in die voorhof te kry en dan sing ek stadige goed om jou in die heiligdom te kry en dan nog stadiger om jou in die allerheiligste te kry nie. Ek hoef nie dit te doen nie. Ek kan met 'n stadige koortjie begin. En jy moet klaar daar wees. Want jy moet so hierin gekom het. Weet jy laat ek is nou moeg man. Nou moeg gepreek. Julle verstaan wat ek wil sê. So as die Nuwe Testament, as jy Hebreërs lees, it's a book of better things. As jy lees van toetree, dan verstaan jy dit. Ons het 'n Nuwe Testamentiese, ons het 'n nuwe en lewende weg. Ons het nie meer die oudheid van die letter nie, ons het die nuwigheid van die Gees. Halleluja. Hy leef nie meer daar buite dat hy oor my moet kom nie. Hy het my 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gegee in my binneste. Hy leef in my. Halleluja. Wow. Wow, wat 'n manier om God te dien. Op 'n nuwe en lewende weg. Kom ons staan. Ek wil vanmôre vir jou vra. Jy het die woord gehoor en op die einde het ek vir jou die skrif gelees, laat ons toetree. Wie van julle wil vanmôre sê, Here, ek wil toetree? Ek moenie net jou hand opsteek, cheap nie. Sê vanmôre, Here, ek wil waarlik, I want to be, ek wil 'n catchpunt van die heerlikheid van die Here in hierdie aarde wees. Sal jy lig hande saam my lig en ons gaan bid. Vader, ons begeer hierdie goed. Here, ons begeer om meer van U te hê. Ons begeer om dag na dag vernuwe te word. Here, ons begeer dat ons in leef soos daar vroeër gesê is van mense wat aan die brand was vir God. Ons wil so leef vanuit dit wat in ons gees is, Here. Help ons om distractions, Here, om hierdie goed weg te sit van ons af. Weg te kry van ons af en 'n aantrekking te word vir die heerlikheid van die Here. Dat ons kan sê, kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees, dis ons gebed, Here. Maar ons weet, hy woon reeds in ons. Wanneer ons sê, kom Heilige Gees, dan sê ons dit met die understanding van 'n nuwe verbond, wat op beter beloftes gegrond is, wat gesê het, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Dat ons dit sal aanwakker wat binne is. Here, help ons vanmôre, maak ons vry van onsself. Maak ons vry van ons persoonlikheid. Maak ons vry van al ons hang-ups. En laat ons sal deurbreek soos Peres deurgebreek het. In Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen.